Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Vader in die hemel, dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het om te weet, ons hoef nie U te gaan soek nie. U is nie 'n God wat wegkruipertjie speel met ons nie. Juist in hierdie seisoen van Advent, waar ons oploop na Kersseisoen toe, wat ons die geboorte van ons Verlosser en U Seun, die Here Jesus Christus vier, weet ons dat U is 'n God wat lewendig is, U is 'n God wat afkom aarde toe en hier tussen ons kom woon het. Here, maar ook soos ons vandag hier en ons het 'n afspraak met U, U is altyd die eregas. En Here, dankie ook vir die Gees wat werksaam is, werkagtig is in ons lewe, sodat die Gees ook U woord vir ons duideliker maak en op ons harte skryf om deel te maak van ons alledaagse lewe. Dankie vir die geleentheid en die voorreg. Amen. Ons is nou in die seisoen van Advent as ons na die kerkkalender kyk. Nou Advent plaas ons as te ware in 'n letterlike, figuurlike wagkamer, van 'n seisoen wat oploop na Kersfees toe. Kersfees waar ons as gelowiges reg oor die wêreld die geboorte van ons Verlosser en die Seun van God, die Here Jesus Christus, vier. Soos hierdie seisoen van God het al reeds aarde toe gekom deur die Seun Jesus Christus, hy is al reeds gebore, maar ook weet ons hy gaan weer kom. Soos hierdie seisoen van alreeds, maar tog ook nie. En waar alreeds, Christus het alreeds gekom. God het alreeds aarde toe gekom en het alreeds sy goedheid vir ons 'n realiteit gemaak deur die geboorte van die Here Jesus Christus. Maar tog is ons in hierdie seisoen van nog nie. Want as ons na die wêreld om ons kyk, dan is die wêreld vol pyn, die wêreld sug. Daar's 'n onvoltooidheid as te ware as ons na die wêreld kyk. So die Advent is my persoonlike wonderlike tyd van die jaar, 'n seisoen in ons geestelike lewens, want is hierdie seisoen wat ons weer eens opnuut moet leer om te wag. So ons stap vandag in die hemelse wagkamer in. Nou ons almal ken die konsep om te wag. As jy dalk in die hospitaal wag vir 'n operasie van 'n geliefde, as jy dalk wag vir die uitslae na 'n toetse, as jy dalk 'n matriek is en jy wag vir die uitslae, as jy 'n kind is, dan wag jy vir jou resultaat om te weet hoe jou droom gaan lyk vorentoe, word dit gebreek of belemmer. As jy in die wêreld sit, dan wag ons vir die oorlog wat kom en ons wag dat dit moet einde kry en ons sien die korrupsie en ons wag en sê, hoop dit gaan eindig. Tog is ons in 'n wêreld wat konstant met hierdie gekonfronteer word. Hoekom? Want ons lewe in 'n kultuur wat jy sê, ons moenie wag nie. Of die kultuur moedig ons aan om te sê, hoekom wag jy? Dis nie nodig om te wag nie. Ons raak ongeduldig as die verkeerslig langer vat as wat jy dink hy moet wees. Ons raak ongeduldig as iemand stadig voor jou ry. Ons raak ongeduldig as 'n webblad dalk lank vat om te laai. Ons hou nie van in rye staan nie om te wag nie. Ons raak frustreerd as ChatGPT dalk begin hallusineer en hy vat langer as wat ek gedink het hy moet wees. Ons lewe in 'n kultuur, ons is geplaas binne 'n kultuur wat vir ons sê, alles moet nou gebeur. Wat ook al jy wil hê, moet jy nou kan kry. Kitskos, kitsprogramme wat ons kyk. So Advent is juist vir my en jou as gelowiges wat in hierdie wêreld van onmiddellikheid onsself vind. 'n Seisoen wat ons weer eens opnuut herinner moet word om te wag. Nou nie 'n wêreldse konsep van wag nie, maar nee, die konsep van die Here se seisoen van wag. Met ander woorde, nie om te wag met wanhoopigheid nie, of 'n wag waar daar nie meer hoop is nie. Dit is nie 'n passiewe wag nie. Nee, vandag nooi die Here ons uit en ons gaan dit sien in Romeine 8. Juis in hierdie seisoen van hemelse, God se seisoen van wag, is juist dat ons wag en ons weet wat gaan kom. Ons sien die goedheid, ons sien dit wat kom en dit gee ons hoop. Soos 'n wag met hoop. Dis dalk frustrasie en ons moet wag, maar ons weet wat kom. So nooi ek ons uit ons teksverse vir vandag, Romeine 8, vanaf vers 14 tot 26, lees ek graag saam vir ons in die Nuwe Testament. Almal wat toelaat dat die Gees hulle lei, is God se kinders.
julle self die Gees van God ontvang. Hy sorg dat julle nie so slawe is wat gedurig in vrees en angs vir God leef nie. Allermins, julle het die Gees ontvang, hy het julle verander en julle aangeneem as God se kinders. Deur die Gees roep ons aanhoudend uit in ons harte, Abba, liefdevolle Vader. Die Gees oortuig ons hier diep binne in ons harte dat ons God se kinders is. En as ons sy kinders is ons dan ook erfgename. Dan erf ons by God. Saam met Christus is ons erfgename van alles wat God in sy groot rykdom vir Christus op sy gesit het. Daarom, as ons bereid is om die lyding wat Christus hier op aarde deurgegaan het, ook in ons eie lewens te dra, sal ons deel hê aan sy heerlikheid. Dit is die erfporsie wat op ons wag. Ek is baie seker dat al die lyding wat hier en nou deel is van die lewe, niks stel in vergelyking met die heerlikheid en skoonheid van die lewe waarmee God ons eendag gaan verras nie. Die hele skepping sien met groot opgewondenheid uit na daardie dag dat God oop en bloot vir almal sal wys wie regtig sy kinders is. Nou is die skepping vasgevang in 'n sinnelose spiraal van vernietiging. Nee, dit gebeur nie vrywillig nie. God laat toe dat dit met die skepping gebeur as gevolg van al die sonde en ongehoorsaamheid van die mensdom. Tog is daar hoop. God sal sorg dat die skepping bevry word van hierdie slawerny waar alles vergaan. Hierdie bevryding sal gebeur wanneer die skepping eendag deel kry aan hierdie wonderlike vryheid wat God se kinders sal geniet. Ons weet dat die hele skepping op die oomblik nog baie swaar kry. Sy steun en kreun kliphard soos 'n vrou wat geboortepyne beleef. Wag, dit is nie net die skepping wat swaar kry nie. Dieselfde gebeur met ons. Al het ons 'n eerste voorsmaak van God se goedheid geproe, omdat die Gees in ons is, sug en kreun ons kliphard hier in ons binneste. Ons sien opgewonde uit na daardie dag, wanneer God vir almal sal wys dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Ons sien uit dat ons liggame eens en vir altyd vry sal wees van die greep van die dood. Vandat ons gered is, weet ons dat ons eendag sal deel hê aan God se heerlikheid en skoonheid. Ons sien dit nog nie nou al met ons eie oë nie, dan sou dit eintlik nie meer hoop gewees het nie. As ons nou reeds God se heerlikheid met ons eie oë sou sien, gaan ons nie met alles in ons daarna uitsien nie. Lees net tot vers 24. As ons na hierdie paar verse kyk, dan sien ons die hele hoofstuk van Romeine 8 is as te ware 'n hoofstuk wat gaan oor asemhaling, oor God se asemhaling. Net in hierdie een hoofstuk van Romeine 8 sien ons dat die woord van gees 21 keer gebruik word. Die Griekse woordjie vir pneuma, wat kan beteken gees of wind of asem, God se gees, ons gees, asem en wind. Dit is my baie mooi konsep, want as ons na die Bybel in sy totaliteit kyk, dan sien ons al reeds in die Ou Testament hoe belangrik God se asem en asemhaling is vir God. Ons sien in die Ou Testament vertaal ons asem met die Hebreëse woord vir ruach, wat God se gees beteken. En ons sien van die begin af, Genesis 2 vers 7, van die begin af het God sy asem in die mens se neus ingeblaas. Ek sien byvoorbeeld Esegiel 37 vers 5. Ek sal asem in julle laat kom, sodat julle kan leef. Die gees, die asem van God, is 'n aktiewe deelname van God met sy liefdevolle skepping. Joël 2 vers 28, ek sal my gees uitgiet oor alle mense. So, dis in die Ou Testament volop, en dan kom Paulus hier in Romeine 8, dan sê hy, God se asem kom in ons asem in. God leer ons om asem te haal met God se ritme. Sy gees is God se teenmiddel van hierdie kort asems wat die wêreld ons gee of leer om te leef. Hierdie oppervlakkige, vinnige asemhalings wat dalk vrees of angs wekkend of deur angs aangewek is. So as ons na die teks van Romeine 8 toe gaan self, dan sien ons die eerste paar verse, vers 14, 15, 16, as te ware 3 karaktereienskappe van God se gees. Ons sien in 8 vers 14, dat die gees is die een wat ons lei.
Die Gees van God is die een wat vir my en jou leiding gee. So, dit is iets, hierdie onweerstaanbare krag wat ons as gelowiges beleef en ervaar, en die Here vra vir ons, gee oor daaraan. Laat die Gees van God ons lei, laat ons die Gees van God volg in hierdie wêreld in. So die Gees trek ons saam, oortuig ons, forceer ons soms bietjie op 'n manier, om volgens God se ritme en God se hartklop te leef. 'n volgende karaktereienskap van hierdie Gees van God is vers 15. Dit is ook 'n gawe. Ons ontvang hierdie Gees van God as 'n geskenk. Maar dit is nie soos iemand wat vir jou sê, haal diep asem en haal dan weer uit nie. Dit is nie jou eie asem wat jy hier gebruik nie. Of kom ons vat die beeld verder. Ons moet dalk juis ons eie asem finaal volledig goed uitblaas. So die Gees van God as geskenk wat vir ons gratis, sonder verdienste gegee is, ons longe kan kom vul. Die gawe van God se Gees wat in ons harte kan wees. En dan derdens, 8 vers 16, sê Paulus, die Gees kom juis en loop as te ware langs ons. En dit is iets meer van om ons te oortuig. Ek hou van die woord van ons 'n bietjie om te nudge, net seker te maak ons bly op die regte roete, maar meer as dit ook, dit loop langs ons en oortuig ons as te ware dat ons, wie ons is, ons identiteit. So, as ons na hierdie paar verse kyk, dan gebeur daar iets ongeloofliks vir my en jou as gelowiges. Ons sien in vers 17, wat? Ons, omdat die Gees ons lei, omdat die Gees se gawe is, omdat die Gees ons oortuig van ons identiteit, wat? Kry ons nou 'n nuwe identiteit? Word ons herinner daaraan dat ons deel is van God se familie. Ons word God se kinders genoem. Nou as ons hierdie asemhaling beeld verder vat, wanneer God se asem met ons asem meng, wanneer God se asem in ons longe inkom, dan word ons kinders van God. Paulus sê, ons word erfgename van God en mede-erfgename met Christus. So in die antieke tyd waarin Paulus skryf, is jou identiteit juis gekoppel aan jou bloedlyn, aan wie jy, jou familie is. Nou draai Paulus daai om te sê, maar God maak ons nie net as te ware slawe of mense wat werk vir hom nie, nee. Ons word kinders. Al is ons nie bloed van God nie. Ons is nie die regte bloedlyn nie, maar God is ons Vader. Die een wat ons as te ware aanneem as kinders, om te sê ons is nou erfgename. Mede-erfgename saam met die Seun, Jesus, word ek en jy nou deel van hierdie familie van God. So, die Gees lei ons, oortuig ons, is 'n gawe. Dit gee ons identiteit dat ons 'n erfgename is, ons is kinders van God. Maar nou hier kom hierdie mooi teks van die seisoen van Advent, van wag, juis nou hier vir ons baie belangrik. Want Paulus is realisties. Hierdie asem wat God nou vir ons gee, as ons aardse asems uitblaas en God se Gees in ons longe tot op die punt toe kan laat vervul, vol word. Wat? Dit beteken nie daar 'n pynloosheid gaan wees nie. Dit beteken nie hierdie beeld van God wat ons asems, God se Gees wat ons longe kom vul, maak dat ons nou in 'n lewe daar nie pyn is, nie lyding is nie swaar kry is nie. En dit is my so 'n mooi beeld, vers 22 praat hy hierdie konsep of hierdie beeld van geboortepyne. En ek wil daai beeld uitflesh van dit vir my beteken so mooi van die Gees van God is nie soos epiduraal wat die pyn doodmaak nie. Maar dit is as te ware, die Gees van God is asem wat hoop gee in die oomblik van pyn, lyding en swaar kry. So God se asem vul ons longe met suurstof van hoop, sodat ons nie verstik onder die gewig van die swaar, lydende, pynlike wêreld nie. En dit is so mooi, vers 26 wat ek nou nie gelees het nie, wat jy gerus saam kan gaan lees. Sê ons sug saam met hierdie skepping, want as ons reg rondom ons kyk is daar rede om te sug, want is pyn, lyding, swaar kry. Maar die mooi ding is, ons sug nie alleen nie. Die Gees van God sug saam met ons. So hierdie paar verse is vir my en jou as te ware 'n roetekaart in hierdie advent seisoen of tydperk van Advent,
waar ons as te ware moet leer om te wag. Leer om asem te haal terwyl ons wag. Leer om op God se ritme asem te haal. Nou in 'n kultuur waar juis onmiddellike bevrediging gesoek word, kitsantwoorde, is God vandag juis besig om deur Romeine 8 vir my en jou te herinner om te sê, kom ons begin op dieselfde tempo asemhaal as wat God deur sy Gees besig is om asem te haal in ons lewens. In, uit. Ons wag vir die reeds, maar ook die nog nie. So God se asem, God se Gees, maak ons kinders, erfgename, saam met Christus. Dis ons identiteit. So dis vir my so 'n mooi beeld om te sê, in hierdie seisoen, al wag ons, al is ons in die tyd van 'n pynlose wêreld, maar ons wag. Dit beteken nie, ons hoef te wag en nie te weet wie ons is nie. Soos teologies hierdie wegspringblok om te sê, ons is nou erfgename van God, ons is kinders van God. So jy wag alreeds met die wete wie jy is, wie God jou gemaak het. En dit moet ons alreeds hoop gee. Dit moet ons alreeds iets gee om na uit te sien, want ons weet waar is ons eindbestemming. Ons weet hoe lyk die toekoms vir my en jou. So die wagkamers van die wêreld is dalk leeg, want ons weet nie wat wag vir ons nie. Maar ons as gelowiges wat in hierdie wagkamer wag, ons weet, ons kan wag met hoop. Want ons het al reeds ons identiteit gekry deur wat God kom doen het, deur die geboorte van sy seun, ons verlosser, deur Jesus Christus. Ons weet hoe Jesus eindbestemming lyk, toe homself doodloop aan die kruis. Ons weet in Handelinge 2, toe hy sy Gees uitgegee het, is God nou teenwoordig in en my jou lewens deur sy Gees. En ons wag met daai wete, dat God sy Gees se asem ingeblaas het in my en jou lewens. En ons moet toelaat dat God se asem ons longe vul, nie die kitsantwoorde van die wêreld waarin ons leef nie. So lyk jou wag tans. Miskien is jy matrikulant en jy is gespanne want die eksamens was moeilik, maar jy wag vir daai resultate om te weet hoe jou nog nie gaan lyk nie. As student wag jy om te hoor of jy dalk miskien daai volgende jaar kan aangaan of nie. As 'n jong werkende moet jy dalk wag vir daai volgende verhoging, vir die volgende geleentheid wat oopgaan by die werk. As persoon is daar soveel redes, aspekte van wag. Ons almal wag vir iets, vir genesing, vir vrede, vir 'n beter lewe, vir antwoorde, en ons weet nie of dit gaan kom nie. Ons kultuur, waarin ons onsself vind, leer ons juis dat ons nie moet wag nie. Die wêreld sê, jy kan alles nou kry, gaan soek dit nou. As jy dit nie nou hier kan jy gaan aan die volgende persoon wys wat vir jou kan gee. Advent nooi die Here my en jou uit om te sê, jy kan nie alles nou kry nie, maar jy weet hoe die toekoms vir jou lyk. Jy weet wat vir jou wag, en jy weet hoe alles lyk wat jou inwag. 'n ewige lewe, 'n nuwe realiteit waar God die koning aan die heerserstroon gaan sit. So Advent vra my en jou en hierdie oploop na die Kersfees toe, om te sê ons wag is nie leeg nie. Ons wag nie sonder hoop nie. Ons wag aktief, soos boere wat gesaai het, maar nou weet ons het die werk gedoen. Ons weet die seisoen van die oes gaan kom. Ons wag saam as geloofsgemeenskap in 'n gebroke wêreld wat huil, 'n gemeenskap van gelowiges wat mekaar dra. Ons wag met hoop, omdat God se Gees alreeds in ons lewe teenwoordig is. En God is alreeds besig om te werk in en my jou lewe. En ons weet God is besig om te werk aan sy koninkryk. En ons weet eendag gaan hy koninkryk vir my en jou realiteit wees. Ons moet net wag geduldig, terwyl ons oë gefestig hou op die eindbestemming. Sluit af met een tree nader na Kersfees toe. As ons na Kersfees self kyk, Maria, Lukas 1. Sy is vir my en jou so 'n mooi voorbeeld van hoe ons hierdie, wil ek amper sê, beweegrede, hierdie gemoed, hierdie toestand kan ingaan van Advent, van wag met hoop. Ons lees in Lukas 1 waar Maria wag en sy sing 'n loflied. Sy wag voordat Jesus gebore is. Leef sy in daai wagkamer van wag van Jesus se geboorte, maar dit het nog nie gebeur nie. Dan leef sy, dan sing sy die loflied van sê, my siel maak die Here groot, want hy het groot dinge aan my gedoen. Wat beteken, sy sing iets vooruit, sy hoop vooruit, sy loof die Here vooruit. En dit is Advent.
Ons sing lofliedere, nie in 'n wêreld wat nog sug, omdat ons weet dat die Here se koms verseker is. Ons is verseker van hierdie einde. En dit is hoekom ons vorentoe kan lofprysings sing. Dis hoekom ons vorentoe kan hoop, dit is hoekom ons vorentoe kan leef, want ons lewe na toekoms toe, wat ons weet, seker vas is, en die Here roep ons na sy toekoms toe. Mag ons in hierdie seisoen bewus wees van die Gees van God wat in ons werk. Mag God deur sy Gees ons 'n asemhaling lewe ritme kan gee, sodat ons op die lewenstyl kan leef wat God se Gees leef in ons harte. Een wat leef na die toekoms toe, na God se toekoms toe. Want ons weet Kersfees kom. Ons weet die kruis kom. Ons weet die leeggraf kom. Ons weet die Here kom weer. Mag ons leef met daai hoop, daai sekerheid dat God goed is en dat God lief is. Kom ons bid. Here, dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het om u woord oop te maak en te weet dit is goeie nuus. Dit is nie slegte nuus nie, dit is nie ook 'n pynpil wat die pyn wegvat van die lewe nie, maar dit is juis waar u deur die woord met ons praat om te vra hoe om staande te bly, hoe om hoop te bly hê in 'n wêreld waar daar nie hoop is nie. 'n Wêreld van swaar kry, 'n wêreld van lyding. En dit is nie altyd maklik om in so 'n wêreld van onmiddellike bevrediging, 'n wêreld van wanhoop, 'n wêreld van pyn en lyding en swaar kry, hoop te bly hou nie, te bly hê nie. Here, laat ons vandag besef dat Romeine 8 vir ons hierdie roetekaart is, dat ons verseker is van wie ons is in u. U seun, die Here Jesus Christus, het vir ons aarde toe gekom en hy is gekruisig en hy het ons verhouding herstel met u. Meer as dit het u Gees ook gegee en die Gees is werksaam in ons lewe. So is die Gees besig om ons 'n lewenstyl te vra, te help leer sodat ons op die ritme leef wat u besig is om te doen. Here, laat ons oë gefestig hou op u. Laat ons in hierdie seisoen van wag op die regte goed wag, op u wag, want ons weet u is 'n goeie God en u gaan ons 'n ewige lewe gee. Mag ons hierdie seisoen van wag ingaan met die vaste hoop en sekerheid dat u 'n goeie, genadige God is. Want Here, ons vra natuurlik nie omdat ons goed genoeg is of hard genoeg vra nie, maar alles te dank aan u seun en ons verlosser deur Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig, die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe en saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.